Ja, die dood van my pa, joh, het ons as familie nogal verskriklik geruk. Ek was maar 7 jaar oud gewees, my boeties was 3. Maar die grootste les ek dink wat ek uit dit uitgeleer het is, ja, wat jou nie dood maak nie, maak jou sterker. Ek weet nie of ek noodwendig die mens vandag so gewees het as ek nie deur daai moeilike tye gegaan het nie. Ek moes vinnig begin verantwoordelikheid neem as die ouer suster. My ma is alleen, ons het 3 kinders. Ek moes vinnig groot word, ek moes baie goed aanleer en vinnig leer en na myself kyk. En daai onafhanklikheidsin as 'n jong dogtertjie het ek nog steeds, jy weet, ek nog steeds aan myself kyk, al is ek getroud, jy weet. Ek dink mens, as 'n kind is mens so, maar ek het nie 'n normale familie nie, hoekom is my gesin anders as ander? Maar my ma het 'n ongelooflike werk gedoen om ons groot te maak. Sy het harde klippe gekou, sy doen nog steeds. En ek dink sy het my net elke liewe dag geïnspireer dat ja, al het ons nie 'n pappa wat vir ons help en ons kyk en vir wie ek 'n drukkie kan gaan gee nie. Sy is daar en sy het albei rolle gaan vervul. Ek dink gereeld daaraan en ek dink dit is ook baie belangrik om daaroor te praat. My pa het depressie gehad en daardie tye was dit iets wat mense nie oor gepraat het nie. En ek hoop regtig dat mense meer oor sal praat en regtig gaan hulp soek en besef daar is hulp. Ek weet, as iemand nie homself wil help, kan jy nie noodwendig wil mindset verander nie, maar daar is hulp daar buite en dit is verskriklik belangrik dat 'n mens by die regte mense uitkom as iets nie vir jou lekker is nie. Ek was nooit 'n slagoffer van fisiese mishandeling nie, maar ek het iemand gehad wat my emosioneel verskriklik afgekraak het vir baie lank. Dat jy amper nie eers meer jouself ken nie, jy is nie meer jouself nie. Jy luister nie meer vir jou vriende of familie nie, jy sny hulle af, jy verloor vriende, jy luister na alles wat die persoon sê en jy glo dit en jy dink op die ou en dit is jou skuld. Die punt is, dis nie jou skuld nie, dit is nie jy nie, jy word gemanipuleer, jy word geïndoktrineer deur die persoon, en maak nie saak wat jy gaan doen, jy dink as jy verander gaan hy meer van hoofd, gaan beter raak, jy kan nie verander vir iemand anders nie, en hy gaan ook nie verander nie. So get out, just get out, dit is nie die moeite werd nie, en daar is hulp. Jy dink jy is vasgevang, en jy kan nie daar uit, jy kan. Jy kan daar uit, daar is mense soos Huisjabes wat jy kan bel. Huisjabes is ook baie betrokke by die polisie, daar is prokureurs, daar is baie mense, 'n hele netwerk van mense wat jou en jou kinders kan help. As jy wil uitkom, as jy moet uitkom, moet jy net uitkom. Jy moet net uitreik, daar is regtig hulp daar buite. En kyk van die begin van 'n verhouding uit, kyk uit vir daai rooi vlaggies. As iets in jou gut vir jou so maak, maar hoekom is anders so met my, ek het nou niks verkeerd gedoen nie. Die volgende keer gaan dit erger wees en die volgende keer gaan dit net nog erger wees. So luister vir jou intuïsie. 'n Vrou het intuïsie, so luister daarna, sommer van die begin af. Ek moet erken die eerste keer toe iemand vir my gesê het, 'n dogtertjie, ja, jy is my rolmodel. Jy sê, oh wow. Maar weet jy wat, ook kom eintlik nog 'n verantwoordelikheid daarmee, want iemand kyk op na jou. En dan wil jy nie fouteer of iets verkeerd doen nie, maar weet jy wat, die ander ding wat 'n mens ook moet besef, is ons is almal net mens, ek is ook net 'n mens, en ek maak baie foute, ek is alles behalwe perfek. Ek dink net altyd wat 'n mens moet in jou agterkop hou, is strewe net om daai beste weergawe van jouself te wees, want as jy jouself is, dan is daar nie kompetisie nie. Die Here het jou gemaak soos wat jy is, hy het oor jou gedroom en aan jou gedink hoe hy jou wil hê, en daar is letterlik niemand soos jy nie, daar is niemand wat jou DNA het nie, niemand vir dieselfde persoonlikheid as jy het nie, elkeen het so 'n bietjie uniekheid aan hulle, en mens moet dit altyd onthou. Ook in my loopbaan, ek het ook al gehoor, ek wil ook eendag so famous wees soos jy, dat sê ek, nee, dit gaan nie oor die beroemdheid, of enigiets is dit nie, jy moet doen waarvoor jy lief is, en vir my is dit om mense te vermaak, dis eintlik al wat ek wil doen, die ander goeders is extras en bonusse, jy moet altyd alles wat jy aanpak met die regte intensies doen, want dit is harde werk daar buite, niks kom maklik nie. Jy moet alles insit met alles wat jy aanpak. So sterk, maar ja, wees jou eie unieke self, dan is daar niks kompetisie nie. Wees net die beste jy.